Gary, is lekker vir my om saam met jou te kan kuier. Ek dink ja, ons praat nou so lekker oor die nalatenskap en besigheid en ek dink nie jy's 'n ou wat sal sommer brag oor jouself nie, so ek gaan nie geleentheid in die cap vat hier op die kamera vandag. Ek dink vir iemand om te kan sê 5.3 biljoen liter al gespaar sedert 2017. So dis so 10,000 huishoudings vir 2 jaar lank wat julle kon bemagtig as 'n span wat julle waterkontinuïteit kan verseker. En buiten dit die hart waarmee jy dit doen, ek het nog nie iemand ontmoet met so hard en so groot impak in Pretoria en in die land for that matter nie. En ja, dis my lekker om saam met jou 'n bietjie te kan kuier en te kan gesels oor wat julle doen. Ek dink van Cape Plumbing se kant af is ons regtig bevoorreg om saam met julle hande te kan vat en saam te kan werk. Ek dink ek het min mense ontmoet al met die hart vir mense soos jy en soos ek hier al baie gesels het. Ek dink ons paai was bestem om te kruis. Ek dink wat jou waardes aanbetref en die groter doel agter jou besigheid is baie inspirerend en dat jy dit ook doen vir 'n nalatenskap en iets wat kan lank bly staan na jy nie meer hier is nie. Ek dink is iets waarna ek en jy dadelik kon mekaar vind en selfs so kyk Cape Plumbing uit en dan Aqua Affection en ek dink baie ouens dra 'n logo op hulle hart, maar hulle bedoel nie noodwendig wat dit sê nie, maar ek dink wat die hart vir water aanbetref en vir dit wat besparing is, kan ek net getuig van die impak wat julle al gemaak het, nie net in die omgewing nie net in besparing nie, maar in mense se lewens. En ek dink dis hoekom dit vir my lekker is om saam met jou te kan kuier vandag en ook vir die mense daar buite te kan sê, ons het 'n groter doel hier voor oë en dit is om 'n impak te maak vir nie die huishoudings in Pretoria of in die land nie, maar juis op 'n groter skaal. Baie min mense sal dit nou weet van Gary, maar die logos, jou mense, die impak wat jy maak en die omgee daar agter is iets wat vir my regtig inspirerend is en dit maak my baie opgewonde vir die pad wat ons vorentoe gaan stap. Van my kant af wil ek regtig sê die doel hoekom ons hierdie video maak en ek saam met Gary wil 'n pad stap. Ek dink ons het 'n droommodel waarna van property manager, fondsbestuurders, skole veral na lank droom. Sonder dat ons dit agtergekom het ons al baie vir kliënte saam gehelp en ek dink en dit wat ons bring vanuit die onderhoudsmodel wat ons in loodgieterswerk bring en dit wat julle bring in julle strategiese benadering om 'n langtermynpad in waterbesparing van monitering na suiwering na volhoubaarheid in water, dink ek ons kan regtig 'n groot hou in die markplein slaan en ek dink dis juist hoekom ek wil jou 'n geleentheid gee, ek praat nou baie, om bietjie vir ons te kan verduidelik, wat is Aqua Affection se benadering tot die markplein en wat maak julle bietjie anders? Jessie, dankie Chris, ek waardeer al die botter om die mond wat jy my smeer. As dan nie vlieg in hierdie botter. maar nee, ek waardeer dit regtig baie en mens doen dit maar, jy weet, want mens doen wat vir jou gegee is om te doen. Ja. Mens is geskaap met 'n paar talente en 'n paar dinge om te doen en as jy dit nie gebruik nie, ek sê altyd, as jy dit nie gebruik nie, is jy 'n lafaard. Ja. En in ons land is daar 'n paar geleenthede en 'n paar dinge wat ons, as iemand dit nie doen nie, gaan niemand dit doen nie. Ja. So ek dink wat my passie is en soos jy sê van mense is, ek dink water is 'n mensprobleem. Dis nie 'n tegniese probleem nie, dis nie 'n finansiële probleem nie, dis 'n mensprobleem en ek dink die feit dat mense nie noodwendig water verstaan nie omdat hulle nie wil nie, dis net, jy weet, die meeste van die tyd is water is ongesiens, dis soos 'n spook. Hulle weet nie wat hulle nie weet nie. Ja. En so mense is nie noodwendig moedwillig nie. En ek dink nie mense besef altyd waarvoor water alles gebruik word nie. Jy weet, water het nie 'n begindatum nie, water het nie 'n einddatum nie. En ek dink my hele passie is om mense net weer te laat verstaan wat is water en wat is, jy weet, ek sê altyd, water is in ons, dis om ons, dis wat ons nodig het om te lewe, ons besighede het dit nodig, hierdie speeksel in my mond wat ek nodig het om mee te gesels is water, die trane van lag en huil, die sweet wat jy in die gym vanoggend, die koffie, die water, jou besigheid, elke liewe dingetjie, ek dink as mens water sentraal maak tot hoe mens enige besigheid, enige ding benader,
dan gaan jou persepsie en jou stories en jou waardering vir water gaan ek dink net verander. So vir my is dit daai beginpunt, dis 'n menskomponent en dis iets wat ons moet koester en bewaar. Jy weet, so vir my is dit belangrik om ek dink die Afrikaanse woord is rentmeesterskap, die stewardship van water en om dapper, weet Aquafiction bestaan om met dapperheid die rentmeesterskap van water te help vorm. En ek dink rentmeesterskap is om dit wat vir ons gegee is, net met sorg en met verantwoordelikheid om te sien daarna. Jy weet, en ek dink as mens dan vir ouens net te laat verstaan en die gereedskap gee om dit te kan doen, dan sit dit in elkeen. En dan om dit te weet, dis nie vir nou nie, dis nie vir môre nie, dis vir die volgende 1000 generasies. En ek dink as mens daai mindset het van, dis nie vir nou nie, dis nie dat ons besigheid môre moet bestaan of môre geld maak of dis vir 1000 generasies van nou af. Sê 'n bietjie vir my Gerry, jy sê nou iets wat baie na my hart ook lê. Ek dink daar's ongelukkig 'n groot tendens tans in ons industrie. Jy is nou nie net 'n water backup installeerder of jy bring nie net daai oplossings nie. Jy is meer van 'n strategiese benadering wanneer dit kom by mense se opvoeding, by kliënte, wanneer dit kom by die omgewingsimpak wat 'n mens kan hê. Wanneer uit die aard van die saak, wanneer kom ek by besparing. Maar wat maak jou anders in die markplek? Kyk, ek dink, soos ek net nou gesê het, water het nie 'n begindatum of 'n einddatum nie, en ek dink ouens het baie maklik, jy weet, gewoond geraak aan water se beskikbaarheid en amper die kostes wat nie daar is nie. Ons het water en is amper gratis. Jy weet, so 'n fokus wat op energie was, is kom ons kry alternatiewe bronne en ons sit modelle in en daar's geld wat mens moet spandeer en jy kan, jy weet, die son kom op elke oggend en hy gaan onder elke aand. Dit het vir die laaste miljoen jaar gebeur, dit gaan 10 teen en vir die volgende miljoen jaar ook gebeur. Water is baie meer onvoorspelbaar. En daar's soveel fasette van water wat as ons dieselfde model wil toepas op water wat ons op enige ander, weet, energie of waste toepas, dan gaan mens redelik vinnig in 'n muur vashardloop. Jy weet, so ouens gaan kyk na dieroplossings van water want dis amper die maklike verstaanbare deel. Julle wat loodgieterwerk doen, verstaan en weet dat die gemors met water is 90% van die tyd wat jy nie sien nie. Jy weet, so dis daai education, daar's 'n korttermyn komponent en 'n langtermyn komponent van water. As jy wil water verskaf, supply wil beveilig en damme bou en daai tipe goeders moes jy 10 jaar terug begin het, 20 jaar terug begin het om vandag 'n nuwe dam te hê. Maar ons sit nie ons het nie die spasie of die plek in Gauteng veral in die land om nog damme te bou. Want daar waar daar spasie is daar waar daar nie reënval is nie, en daar waar daar reënval is daar nie spasie nie. So ek dink daar's 'n korttermyn en 'n langtermyn faset van water, en die korttermyn is om die bewusmaking vir mense. Die oomblik wat jy kan kyk of ons watergebruik kan afkry, is daar onmiddellike korttermyn besparings, bewusmaking, al daai goeders. En die impak daarvan op langtermyn, op al die dierkomponente, soos 'n backup stelsel, soos filtrasiekomponente, soos boorgatwater, soos reënwater, soos wastewater treatment, reverse osmosis sisteme, al daai goeders, hoe verder jy gaan, hoe duurder word dit, maar ons ontwerp daai sisteme geskiedkundig, jy weet, tradisioneel op dit wat ons gebruik. Ons besef nie dat daar 70-80% vermorsing is wat ons dan goeders meer design nie. So dit is 'n sistematiese benadering van kom ons help net eers 'n ou se eie watergebruik verstaan. Want as jy vir 'n ou vra, hoeveel water gebruik jy? Ek dink nie ek het al iemand ontmoet wat vir my nou kan sê wat is sy watervoetprint, hoeveel gebruik hy by sy huis daagliks, in sy besigheid, waar ook al hy werk, hoeveel water gebruik jy? En as ons dit nie kan antwoord nie, gaan niks van die volgende goeie sin maak nie. So kom ons begin by die basiese stappies van, kom ons help jou eie watergebruik verstaan. Want as ons dit verstaan, dan kan ons daarop bou. Ja. En ek dink dis regtig, jy weet, ek dink Steve Jobs het ook gesê, as mens goeders kan simplify, dan kan mens die wêreld verander. Maar dit is baie moeiliker om goeders te vereenvoudig, as om net te gaan, kom ons maak dit meer kompleks, kom ons sit nog 'n fancier toilet, en kom ons sit nog fancy sisteme, en nog, en AI, en al daai goeders.
Maar as dit kan jy vereenvoudig op een bladsytjie dat jou 5-jarige dogtertjie of jou ouma dit kan Kan verstaan. verstaan. Van daar af kan ons bou. Want ons maak die assumption dat mense wat die aanname, dat mense Ja. wat besluitnemers in 'n besigheid is, dit verstaan. En dis amper die ouens wat dit die minste verstaan. Ja, en ek dink daar's 'n groot bewuswording wat moet plaasvind oor die waterkrisis wat die publiek eintlik in die oë staar. Ek dink by die elektrisiteit, soos jy net reg genoem het, load shedding het dit amper nou kom oop vlek vir almal. Maar jy sal beter wees as enige iemand. Daar's 'n groot waterkrisis wat ons in die oë staar, nie net op volhoubaarheid nie, maar ook op suiwerheid. En ek dink van julle kant af, julle benadering met daardie saam is monitering uit die aard van die saak 'n baie belangrike komponent wat jy nou reg sê kliënte baie keer afskeep. So dit is iets wat julle uit die aard van die saak ook bied vir 'n kliënt as ek reg is, né? Nee, verseker, dis die beginpunt. As jy 'n kliënt help verstaan het wat sy watergebruik is wat doen jy dan met daai inligting? Weet, nou weet ons dis hoeveel jy gebruik, maar waar het bestaan daai gebruik? Ja. Want dis as jy 'n watermeter lesing vat vandag in die begin van volgende maand, dis net 'n snapshot. Jy weet nie wat tussenin gebeur het nie. En dis daai konstante vloeie, daai bietjie vloei hier, daai bietjie vloei daar, pyp wat daar loop, 'n geyser wat se overflow net ergens, weet dis daai klein goedjies wat mense dan begin sien uit die data. So die monitering is redelik belangrik en wat die situasie veral in Gauteng, weet julle fokus soos ons ook 'n groot deel van Gauteng en hoekom? Want Gauteng is 'n derde van ons land se GDP, die ekonomie van die land, 'n derde van die ekonomie is afhanklik van Gauteng. En Gauteng is 1,5% van die landarea van ons land. Dis so 'n klein stukkie wat verantwoordelik is vir 'n derde van ons ekonomie. En van Suidelike Afrika en van die hele Afrika. So Gauteng is redelik belangrik in ons kontinent. Ja. En nou sit jy met die hoogste populasie, ons van die 63 miljoen mense is daar 16 miljoen wat in Gauteng, in hierdie klein provinsietjie bly. En hierdie provinsietjie, Gauteng, Johannesburg is op 'n watershed gebou. Wat beteken hier's hierdie klomp, hierdie ekonomie, hierdie mense wat hier bo op 'n bultjie gebou is en water loop nie natuurlik opdraande nie, ja. So ons hele proses, die geïntegreerde valrivierstelsel om water binne Gauteng te kry, so kompleks en dit kom van Lesotho af, dis transfer schemes, dis al daai goeters en as jy gaan kyk na die hoogte van die Valdam en die hoogte van Gauteng, sit Gauteng gemiddeld so 200-250 meter bo die Valdam. So dis water wat opgepomp moet word. En pomp is druk. Pomp is energie. So as jy nie gaan verstaan dat dit waar dit vandaan kom, dit waar dit heen gaan en die ekonomie van die land, die besighede, die hoofkantore van die land in Gauteng, daai risiko's begin verstaan nie. En hoe jy dit maklik aanspreek net deur te begin met monitering. Dan kan mens vir ouens die ligte aansit en sê okay, hierso is waar ons begin. Kom ons verstaan net eers van daar's nie noodwendig day zero volgende jaar of ons is in Gauteng, dit kan môre. Ons is reeds besig daarmee. Ja, en dis hoekom die impak so belangrik is wat Aqua Affection maak. En ons samewerking nou ook vir kliënte en dis hoekom die impak wat ons maak so belangrik is vir die omgewing. Nie net op die besparing vir 'n kliënt se sak byvoorbeeld nie. Ek dink baie ouens is gefokus op die besparing. Hulle is nie noodwendig op die geld nou. Yes. Nie noodwendig gefokus op die waterbesparingsgedeelte en hoekom en hoe kritiek dit eintlik is vir Pretoria, vir Gauteng om te verstaan wat se rol ons het en impak wat ons kan maak wanneer ons inisiatiewe soos wat julle loods uit die surplus beweging uit om te verstaan dat as ons nie hierdie doen nie, sit ons met 'n wesenlike krisis op ons hand. Dis hoekom vir my en Gerry en ek dink dit is wat die publiek moet verstaan. As ons hart is om 'n impak te kan maak wat 'n wesenlike verskil maak en Gauteng is in die hartjie soos jy nou net reg sê vir soveel meer as wat ek dink mense besef. Jy sit in jou huis en jy gebruik die water of jy's in jou kantoorblok of jy's in die skool en ons mors maar net water. En ons is geworried oor die rand en die sent aan die einde van die maand, maar ons kom nie noodwendig uit by die kritieke komponent wat eintlik die watervolhoubaarheid is wat in plek moet wees vir die langtermyn nie. Sê 'n bietjie vir my, watse impak het julle al gemaak vir groot fondse soos die Emira Fonds? Julle het die Global Wêreld Loftus Park. Ek het nou genoem net nou 5.2 biljoen liter water. Watse impak of wesenlike impak kon Aqua Affection al in hierdie 10 jaar wat julle bestaan het gemaak het
met die kliënte saam met wie hulle gewerk het, buite die finansiële besparing. Ons praat nou spesifiek oor water omdat dit so kritiek is vir mense om dit te verstaan. Ek dink nie almal is op daai frekwensie noodwendig nie. Ja, kyk, ek sê altyd die ding wat ouens aantrek is daar's baie geleenthede in water, maar die ding wat ouens dan afskrik is dis nie so eenvoudig nie. Dis die enige ou, ek het nou eendag vir een van ons groot banke gesê is, ons kan al die geld wat nodig is om ons infrastruktuur uit te sorteer in hierdie kamer sit. En ons kan al die inligting wat ons nodig het om dit te doen in hierdie kamer sit. As iemand dit nie gaan doen nie, gaan dit nie gebeur nie. En as ek en jy en elke liewe kind by elke skool, skoonmakers, sekuriteitswagte, alles deur tot by CEOs, want water vir almal dieselfde. Maak nie saak van jou ras, van jou geslag, van jou level in 'n company, van jou geloof, dit is vir almal dieselfde. En ongelukkig is daar nie groot, ek sê altyd water is nie seksie nie. Dit wat ons moet doen om water uit te sorteer is nie die groot voorblad 5 miljoen, 2 biljoen projekte nie. Ons kan nie 'n groot solar farm gaan opsit en is op die voorblad van een of ander infrastructure news nie. Dis 'n klomp klein goedjies deur 'n klomp mense. En ek dink baie keer wat nice is van samewerking met van die groot fondse wat ons al, van ons eerste projekte was 9 jaar terug. Daai projekte het ons nog steeds 'n diensooreenkoms, want soos ek net nou gesê het, water het nie 'n einddatum. Ons kan nie dit doen en dan wegstap nie. En ek dink dis die verhouding wat my opgewonde maak tussen ons en julle, is daai voorkomende diens, daai voorkomende onderhoud. Water is soos 'n stout kind, as jy jou rug draai, dan gaan hy 'n ander plek kry om moeilikheid te maak, en dis meeste van die tyd sien jy dit nie. En ek dink in die kommersiële wêreld kyk ouens meet hulle kwartaalliks of jaarliks, jy weet, en dis ook gebaseer op finansiële performance. Waar water, as ons daai projek wat ons gedoen het 9 jaar terug, se besparing stel op. Jy weet, jy begin nie elke jaar jou spaarrekening van scratch af. Die meeste mense doen, want jy gebruik dit op teen Kersfees, dan begin jy daarvan voor. Maar daai goeders bou op. En ons het nou, as mense dit mag noem, met Emira Property Fund, het nou laas maand het hulle oor 1 biljoen liter water gespaar. En dit is oor klomp verskillende geboue van efficiencies, voorkomende onderhoud, rainwater harvesting, en 'n klein komponent daarvan is eintlik maar alternatiewe water soos boorgatwater. En ek dink die groot ding wat mens dan vir ouens wys, is as jy nie vir ouens die storie terugvertel van die klein goedjies wat 'n mens klomp klein goedjies saam doen, hoe dit optel, dan vergeet hulle baie vinnig daarvan. Want mense het net die manier om nie te onthou nie. Hulle onthou nie dat dit laas jaar droog was nie. Hulle onthou nie dat dit gister nie gereën het nie. Ons probleem is uitgesort dat dit vandag gereën. Nee, die probleem is nie die damme wat vol is nie. Hulle is propvol. Die probleem is om van jou dam af tot by jou kraan die water te kry. En dis baie vinnig as ouens, dit was altyd rande en sente soos met elektrisiteit. Maar dis baie maklik as jy geen water het nie, jy ook geen rekening nie. So dan spaar jy 100%. En as jy gaan geld spandeer op backup sisteme of rugsteunstelsels, soos hulle in Afrikaans sê, dan kan jy 10 dae se tanks kapasiteit hê. Maar as daar nie water inkom nie, dan het jy 10 dae se lig. En dan kan jy nie daai tanks volmaak met kontant en dink jy gaan jou tanks met water spoel, met geld spoel en jou winkelsentrum hardloop. Ek dink 2-3 ure en dan se winkelsentrum toe as daar nie water is. Skole is selfe ding. Ja, en ek dink dis die hartseer gedeelte, soos jy dit reg sê, daar's 'n groter voedingsaar wat daai bergingsfasiliteite moet voed. En die impak wat julle maak en die benadering wat julle doen en die vennootskappe wat julle mee hande vat met die kliënte, verseker daai ook. Dis nie net om kontinuïteit te hê wanneer daar 'n water shutdown is byvoorbeeld nie. Dit is vir 'n langer termyn doel om 'n proaktiewe benadering te kan hê vir Suid-Afrika, vir Gauteng, en ek dink baie mense staar hulle self blind hier aan en die geïntegreerde model. Dis vir my so mooi dat jy dit nou genoem het. Dit hang eintlik baie af van opvoeding vir die mense, die sekuriteitswag, die maintenance manager, die CEO. En ek dink dit is wat ek en Gary baie oor passievol is, en ek dink dit is wat ons as 'n diens wil ook saambring. En ek dink dis iets wat daar dalk 'n leemte is in die mark op hierdie huidige stadium, is dat daar is, noem dit 'n waterstrategus inkom,
met die spesialiteit wat jy bring en saam met dit ook die onderhoud spesialis soos die loodgieter waar ons nou hande saamvat en kern tot dit is die opvoeding vir die mense of dit nou die maintenance manager is wat die loodgieterswerk wil doen. Ek dink ons benadering is 'n bietjie meer proaktief as reaktief want ouens hou van die reaktiewe manier want die geld praat dan. Ons hou van die proaktiewe manier want die water praat dan. En die besparing sal ook gesels, maar om die samewerking van die spanne en die mense te kan kry in 'n gebou, ek dink dit verskaf baie meer genot as net die rand en sent wat hulle op die einde van die dag sien en ek dink dit is wat K-Plumbing en Aqua Affection baie passievol is. Julle het ook waterkursusse of programme wat julle vir die mense intern aanbied, né? Ja, ek dink dis daai komplementerende ding van ons het, jy weet, mense is passievol oor water en daar's besighede kyk in silo's na die goeders van ons het 'n maintenance budget en ons moet so as iets breek want plumbing, loodgieterwerk is mos maar 'n grudge buy soos hulle sê, wag tot dit breek en dan moet jy net maar iemand uitkry om dit te doen. Hulle kry altyd die minste geld die maintenance. Ja. En jy weet jy kan 2 kliënte diens en ek kan 2 kliënte diens, maar dis 2 verskillende komponente van 'n maatskappy wat mens moet saam sit en sê okay, maar ons moet al hierdie goeders saam doen en wat die bewusmaking aan betref is jy kan nie 20,000 plumbers hê nie. Ek kan nie 10,000 mense aanstel nie, maar ons kan 63 miljoen mense van ons land kan ons bewus maak as elke ou sy eie klein bietjie doen. Want daar's spesialistwerk wat elke ou nie kan doen. Maar daar's die klein goedjies, daai 80-20 as elke ou sy klein bietjie doen en ons kan fokus met ons professionele benadering op die laaste 20 om seker te maak kom ons kry dit reg. Maar as elke ou nie sy eie sy eie deeltjie doen vir water nie, gaan dit nie werk nie. As elke company, elke individu, almal van hulle deel doen. So ons groot opleiding kant is net om te begin met die basies. Water Matters 101. Waar kom dit vandaan? Waar gaan dit heen? Wat's my impak op water? Wat's water se impak op my? En hoe kan ek as 'n individu of as 'n besigheid betrokke raak? Want eintlik is daar nie so 'n besigheid is 'n kolleksie of 'n samestelling van individue. Maak nie saak wat se besigheid nie, dis 'n klomp mense bymekaar. So dit help nie ons teiken 'n besigheid nie. Ons moet mense, dis die mensdeel van die besigheid wat die besigheid maak. Dis die mense wat die hart van die besigheid is en as ons fokus so op besighede dat ons vergeet van die mense. Kom ons gee die mense die gereedskap bewus te maak en daai regtige basiese kry die basiese goeders van water in plek sodat ons mense kry om die regte vrae te vra. As 'n ou sê, "O, jene, hier's 'n probleem. Ek besef hier's 'n probleem. Wat nou?" Dan kan jy vir ou sê, "Oké, hier's 'n rol wat jy kan speel. Doen dit. Moenie nou almal begin toilette regmaak nie. Daar's ouens wat dit kan doen." Maar as jy sien hoe groot die probleem en jy kan dit rapporteer, dan kan ons, jy weet, dan kom daar 'n beleining tussen waar ook al jy in 'n besigheid of in 'n stelsel is. Laat daar kom beleining. En dan so 'n volgende stappe wat ek weet julle ook doen en briljant mee is om dan in die tegniese kant te sê, okay, hierso is 'n klomp ouens by julle wat moet stokke vat met die tegniese kant wat ons nie noodwendig vir julle hoef te doen, want dit kos julle geld elke keer met 'n call out, met 'n dit, maar as ons julle help om julle mense die gereedskap te gee om te identifiseer en om dan te sê wat is die volgende stappe, tegniese interventions. En dan, okay, hier is 'n groot probleem, ons korte loodgieter. Ja. Want ons genoeg werk. Dis nie asof, en dis die ironie, as mens vir mense toerus, dan sal ouens daar buite sê, maar nou vat jy moontlike geld van die tafel af en jy vat besigheid weg van jouself af. Nee. Sê nee, die oomblik wat jy dit deel en kennis deel, dan word mense, daar's 'n vertrouensverhouding wat dan soos, okay, maar ons gaan raad vra en ons gaan hierdie ouens sê, okay, you've got this. Julle kan dit doen. Ja. Ons sal julle ondersteun, maar ons is hier. Fokus julle op julle besigheid. Ons sal fokus om seker te maak die groot goeders van julle water is in plek dat julle kan fokus op waar dit belangrik is. Ja, ek dink jy sê dit so mooi. Ek dink mense ongelukkig het die geneigtheid om te dink dit is net 'n geldmaak storie, maar ek dink dit is juis ons hart om vir mense te wys, luister, ons is nie in dit vir die kort termyn nie, ons is in dit vir die lang termyn. En binne in julle infrastruktuur, hoe komplementeer die behoefte van die kliënt? Hoe komplementeer julle besigheidsmodel dit? Ek weet baie ouens het ingenieurswese nodig, ander ouens het compliance nodig, ander ouens het weer loodgieters nodig. Hey, hoe lyk julle model? Kan julle daai allesomvattende diens bied of het julle maar net spesifieke goeders waarop julle fokus? Ja en nee. Ek dink die oplossing is omvattend.
Maar daar's sekere goeders wat mens moet voor nee sê. Ja. Jy weet, daar's goeders wat jy mee goed is en goeders wat ek mee goed is. En ek gaan nie vir die grootte van die probleem in ons land en in ons wêreld is ouens wil die hele waardeketting besit. Jy weet, en dan verloor jy 'n klomp waarde van die ou wat dis so Spesialiseer, ja. Jy weet, it's more than the sum of its parts. Ja. En as elke ou eienaarskap vat van sy been, dan word dit komplementerend tot mekaar. So ons het 'n model wat heeltemal omvattend is. Maar ons kan dit nie alleen doen nie. Ons kan vir jou die model gee en ons kan die regte ouens kry wat dit kan doen, maar as jy nie jou deel as die eindgebruiker doen nie, dan help dit ook nie. So dis 'n vennootskap tussen komponente van ouens wat 'n sekere diens lewer, maar die waaruit water bestaan is daar's monitering. Jy weet, jy moet weet. As jy dit nie weet nie, as jy dit nie meet nie, gaan jy nie weet nie en dan word dit nou maar net ook so nog 'n fluffy dingetjie wat ons doen want ons moet water spaar. So jy moet dit meet en jy moet weet waarteen jy dit meet. Ja. Jy weet, ons sê baie keer hierso is ons doelwit wat ons wil bereik, maar as ons nie weet wat daai doelwit is nie en ons nie meet wat ons doen nie, hoe gaan ons weet hoe ons by die doelwit Het uitgekom het en julle help die kliënte daarmee. Yes, of ons hardloop voluit, maar ons hardloop in die verkeerde rigting. So kom ons gee net 'n bietjie rigting, ons gee 'n bietjie kennis, ons gee 'n bietjie inligting sodat jy kan help, ons jou kan help en sê wat is die volgende stappe. Dis monitering is belangrik. En dan, ek dink en ek gaan nou die Engelse woord gebruik, efficiencies. Efficiencies is 'n superpower saam met preventative maintenance. Ja. Voorkomende onderhoud, ja. Daai twee goed is, as ouens die krag daarvan verstaan op elke aspek van jou lewe, dan is dit, jy weet, dan het ons 'n redelike hou toestand. So efficiency is 'n groot komponent. As jy verstaan, daai data gee vir jou 'n prentjie. Nou wat doen jy met daai prentjies? Okay, hier's een of twee goedjies wat ons kan doen. Ja. As jy dit uitgesorteer het, monitering saam met efficiency saam met bewusmaking, het ons gesien is tussen 10 en tot 30% verlaging in kommersiële ouens. Dis nou winkelsentrums, kantoorblokke, skole, die hele toetie. 30% vermindering met daai monitering, bewusmaking en efficiency. So die effektiwiteit van die waternetwerk, dit is waarop julle gefokus is, moniteer dit. Dit is hoekom ons ook saam met julle hande vat. Ek dink vir die opvoeding, soos jy sê, die efficiency lê ook baie keer in die mense en ek dink baie mense besef dit, maar ek dink dis hoekom ons vir julle as 'n voorkeurvernoot juis mee wou hande vat vir daai gedeelte. En nou moet ek jou 'n vraag vra. Hoekom sou jy saam met Cape Plumbing wil werk? Hoekom sal ons nou een van hierdie ouens wees? Dis vir my 'n belangrike vraag. Hoekom Cape Plumbing dan? Ek dink soos ek gesê het, is ons kan die water se probleem is 'n vennootskap tussen 'n klomp verskillende partye. Van die ouens wat die bewusmaking doen, die bemarkingsmaatskappye, die ouens wat die storie vertel, die ouens wat die werk doen, die ouens wat die designs doen. As dis 'n kollektiewe samewerkende, as dit nie samewerkend is nie, dan is dit nie, gaan dit nie werk nie. Vir my is dit nog altyd, as mens die regte goed is op die regte manier vir die regte redes doen, dan trek ouens wat dit op daai manier doen, trek mekaar aan. Ja. En vir my is dit, en wat ek net nou nog wou sê is, as jy daai efficiencies in plek het, dan begin dit meer sin maak vir 'n backup stelsel, want dan is dit op 'n laer gebruik wat jy dit doen. Maar jy kan nie enige stelsel insit as jy dit nie onderhou nie. Ja, ek dink die kliënte is baie ingelig op dit. Ek dink kliënte is die eerste by water backup. En dis glad nie eintlik waar mense moet begin nie. Jy moet eers by jou efficiencies begin. Exactly. En dan volgende stappe van filtrering, van so jou kapitale uitleg as jy jou watergebruik afkry, is aansienlik kleiner. En jou operasionele kostes is ook aansienlik kleiner. En ek weet Cape Plumbing, dit waarvoor julle staan, hoe julle dit doen, hoe julle na julle mense kyk en hoe julle na julle kliënte kyk wat jy wil regtig gaan om te gaan help. Dit is die enigste manier hoe ons water kan benader en dit gaan volhoubaar gaan uitsorteer. Ja. En vir my was dit, weet, waar trek mens die lyn van Aquafiction groei en is hierdie behoefte van, moet ek nog ouens aanstel en amper 'n hele loodgieterbeen begin, of gaan sê mens, maar hier's 'n span waar ons kan saamwerk en ons komplementeer mekaar, want jy teiken in 'n sekere area van 'n maatskappy of van die bedryf en ek teiken in 'n ander deel van 'n bedryf, maar dis komplementerend tot mekaar. Eintlik geniet ons dieselfde grappies en eintlik geniet ons dieselfde waardes en ons maak ons kinders op dieselfde manier groot. Daar's geen rede hoekom ons nie nou maar saam die ding kan aanvat en sê
dis jou sterkpunt, dis my sterkpunt en saam kan ons vir 'n kliënt gee, ons gee vir jou omvattende oplossing. En ek kan vir 'n ou sê, hierso, ek skroom nie eens om te sê werk saam met Cape Plumbing nie, want hulle doen dit vir die regte redes op die regte manier. Ek dink wat watervolhoubaarheid aanbetref, waterkontinuïteit, suiwerheid en dan uit die aard van die saak gesonde water, is dit iets wat ek kan getuig van julle. Ek dink, soos jy net reg gesê het, mens begin dalk met die efficiencies en maar vir my, uit dit wat ek al beleef het, vanaf julle besigheid uit en julle span uit, diens julle al drie daai fasette, maar meer as dit, die groter prentjie agter die impak wat dit maak om volhoubaarheid te kan verseker, nie net in jou bergingsfasiliteit nie, maar in Gauteng, in Pretoria. Ek dink dit is iets wat die, kom ons noem dit dan nou maar die hoër denker moet aandink. En ek dink dis hartseer dat dit verlore gaan in die markplein en ek is dankbaar dat ek dit saam met julle kan doen, want ek dink Pretoria en Gauteng moet weet, en al die provinsies for that matter, moet weet, daar's 'n groter doel agter ons dienste wat ons lewer as net om 'n geldjie te maak en na besigheid te kyk. Die groter doel daar agter is om volhoubaarheid in water te kan verseker. En die proof is in the pudding. Weer eens, ek wil nie uit jou mond uit praat nie, maar ek dink uit julle surplus beweging uit, het julle al 'n track record, soos die Engelsman sê, wat kan genoegsaam bewys dat julle dit al gedoen het. As mense byvoorbeeld bietjie meer al wil gaan oplees of bietjie meer inligting daarvan wil kry, waar kan hulle gaan kyk, Gerrit? Kyk, die surplus water 2025 beweging word deur niemand besit. Die hele idee daarvan was, jy weet, 2015, 10 jaar terug, gesê baie van die vooruitskattings was dat teen 2025 Suid-Afrika extreme water scarce country gaan wees. En ek het net gesê, maar wat kan ons anders doen samewerkend om dit om te draai? Ons hoef mos nou nie net omdat dit gesê is, te sê, dis wat dit gaan wees nie. Wat is dit wat ons kan doen? En as ons gebruik kan verlaag en dit onder die supply line inkry, beteken dat ons het surplus. 1 liter meer as wat ons nodig het, is 'n surplus. Dit is nie in abundance nie, of in oorvloed, want water sit, die oorvloed wat dit altyd was, net sê, abundance destroys value. Ons het 1 liter meer nodig as wat ons, of meer as wat ons nodig het, dan het ons surplus. En elkeen van ons, tussen companies wat diens lewer, tussen maatskappye wat goeders implementeer, almal het hierdie dryf om water te bespaar, en as jy kyk na die Sustainable Development Goals ook. Maar niemand rapporteer daai besparings en daai inisiatiewe saam nie. Elkeen sit dit in sy finansiële report aan die einde van die jaar. Wie lees dit? Niemand nie. Jy weet, so vat daai komponent van water wat elke ou sy stukkie bydra en sê sit dit onder een vaandel en dalk as 'n kollektief kan ons by surplus water uitkom. Deur die bewusmaking, deur die preventative maintenance, deur die regte diensverskaffers wat almal belyn is om te sê ons grootste doelwit is ons moet waterbesparings want ons besighede gaan nie oorleef as ons die water bespaar nie. So die surplus water 2025, daar's 'n webwerf daaroor, jy weet www.surpluswater2025.com en al die maatskappye wat daarbey betrokke is. Van die ouens wat die impak sien, jy weet die geluiste companies, die sportstadions, die skole, almal wat daai proses het van ons het 'n historiese baseline, dis wat ons spaar, dis wat ons elke dag spaar. Maar die idee is as ons watergebruik afkry, as jy 100 kiloliter 'n dag gebruik het, en jy gebruik nou 80, is jou bydrae 20 kiloliter 'n dag. So as 'n individu, as 'n besigheid, kan jy meet fisies wat is jou bydrae om by die oplossing uit te kom. En dan obviously is daar 'n band van diensverskaffers wat kan help om uit te kom. Ek wil my water spaar, wie kan ek kontak? Cape Plumbing, Aquafiction, SBS Tanks, klomp ouens wat soos ons het gekommit om deel te wees van hierdie beweging. En ons verwys mekaar, want ek weet die ou lewer goeie diens en sy hart is in die regte plek, want dis waar ons moet uitkom as 'n land en as 'n kollektief saam, ja. Yes, en dan is daar ook die ouens wat bietjie meer van die bewusmaking, die ouens wat die podcast, daai die stream wat uit die Amerika en die UK uitsaai. Die surplus water is deel van die United Nations Action Agenda. So soos wat jy betrokke raak, word daai 5.3 biljoen liter
sit ons dit bymekaar. Dis nie Aquafiction se 5.3 biljoen liter Ja, nie. dis 'n As samewerking ons dit van- net almal rapporteer en weet as jy commit tot water, dan is dit langtermyn. Dan is dit ek moet seker maak elke liewe dag as ek nie my oefeningkies doen nie, as ek nie my kroniese medikasie drink nie, as ek nie my elke dag se goedjies doen nie, as jy weer sien dan kom die wiele af. So dis elke dag so 'n bietjie en dis om daai storie te vertel. Want as ons die data het en ek dink jy het vroeër gevra wat is kliënte se dis nie hierdie een groot ding wat jy doen nie. Dis daai klein goedjies wat 'n kliënt wat jy hom voer met die inligting om aan die einde van die jaar te sê well done. Ja. Hierso is die storie. Dis wat jy actually as 'n gebou, as 'n portefeulje, as 'n kliënt, as 'n corporate citizen, dis wat jy spaar en dis hoe dit bou op. En ons as besighede gee vir hulle die gereedskap om dit te kan regkry. Presies. Ek dink dit is die sleutel hierso is baie kliënte is een nie bewus nie en twee die gereedskap wat nodig is in dienslewering of in dienste. Daar's 'n groot tekort daaraan. En ek dink dit is iets wat juis ons passie is om daai vir die kliënte te kan bied, of dit nou is op volhoubaarheid en of dit nou is op suiwerheid ook. Wat 'n groot krisis gaan ook word in Pretoria. Ja. Buite die waterkrisis en die tekort, die watersuiwerheid is ook 'n groot ding wat ons in die oë staar, wat ons kinders drink daai water, ons huishoudings drink daai water en ons dink hierdie munisipaliteite word geonderhou, maar dis hoekom baie mense maar in die privaat sektor begin na toe beweeg vir daai diens, nee Gerry. En ek dink dit is ook uit die hart van die saak wat ons doen is om seker te maak ons gee wel gesonde water Nee, ook presies. vir mense. Ek dink as jy daai blue en green drop en no drop reports gaan lees, gaan jou hare rys om te weet presies wat is die huidige watersituasie in ons land. En ek dink is deel van mens wil nie doemprofeet wees nie, maar mens moet vir ouens die feite op die tafel sit en sê ons moet iets daaromtrent doen, want as ons dit nie gaan doen nie, gaan niemand dit doen nie. Dis niemand anders se verantwoordelikheid as ons eie verantwoordelikheid. Jy moet ophou dink water gaan net inkom daar waar jy dit nodig het en as jy dit wegspoel dan is dit weg. Daar's nie so 'n plek soos weg nie. Dit gaan ergens heen. Dit gaan in 'n wastewater treatment plant in wat oorkapasiteit is. Wat gebeur dan dit word in 'n skoonwaterstroom ingebypass. Daai skoonwaterstroom gaan waai en dit gaan na 'n dam toe. Daai dam moet ergens op 'n manier weer terugkom na jou kraan toe. So net omdat jy nie sien waar dit vandaan kom of waar dit heen gaan nie, het ons hierdie blindelingse vertroue dat dit alles reg is. En ek dink beide ons en julle passie vir kinders en vir die volgende generasie is weet my sê hierdie goeders vir korporatiewe ouens wat die verantwoordelikheid moet vat om iets aanteen te doen. En hulle doen dit nie vinnig genoeg nie, want ons kyk na quarterly performance en annual performance financial, maar ons kyk nie wat is die risiko as ons nie hierdie goeders in plek kry nie. Waar ons vir die volgende generasie by skole kan seker maak al hierdie goeders is in plek en ons kry kinders opgewonde oor water. Want ons sit met 'n gaping in tegniese kapasiteit. Daar's nie genoeg ouens wat wil loodgieters word of ingenieurs of nou toe iemand vra maar wat moet mens gaan swat as 'n kind nou of gaan leer om deel te wees van die oplossing. Check enigiets. As jou sentrale fokus water is, dan is dit finansiëel, bemarking, ingenieurswese, medies. As jou sentrale ding is ons moet dit bou rondom die beskikbaarheid en ons waardering vir water, want sonder dit is ons niks. Kan jy enigiets gaan studeer. Ja. Maar ek dink ons albei se passie is om seker te maak ons moet tegnisie bou en ons moet kennis by mense bou om opgewonde te wees oor die praktiese toepassing van wat ons kan doen om 'n verskil te maak. Want soos ek net gesê het, al die geld, al die kennis, ons nie die ouens het wat die bereidheid het om uit te gaan en sê ons eerste opdrag was as mense hierso gaan bewerk. Pas dit op. Dit is so. Nee, ek dink jy maak 'n belangrike punt en ek dink ek wil net bietjie melding maak daarvan. Ek dink vir die publiek al buite, hulle dink as hulle in 'n mall instap, hulle het skoon water. Dis waar Aquafiction en Cape Plumbing inkom. Dis waar die suiweringstoestelle op 'n kommersiële eiendom belangrik is vir die publiek. Ek dink naas dit die skole, julle inisiatief met die Aqua Energy beweging wat julle vir skole ook bied, is briljant om seker te maak julle suiwer nie net die water nie, maar julle het ook gesonde, volhoubare water vir kinders. In steede daarvan, ek wil nou nie uit my plek uit praat nie, maar dat ouers betaal R20, R25 vir 'n botteltjie water, sit julle actually vir mense
waterstasies op in 'n blikkie vorm wat vir kinders verseker dat hulle 'n goeie kwaliteit water en 'n gesonde water kry. Die rede hoekom ek hierdie noem is ek dink die publiek moet bewus wees daarvan dat dit is nie net 'n passie wat by ons brand nie. Ek dink uit Cape Plumbing en Aqua Affection se harte uit is ons wil dit gaan doen en ons doen dit. Maar ons het nodig dat julle saam met ons dit moet doen. So as daar skole is, as daar kommersiële eiendomme is, as daar fondse is waarvan julle weet, kontak ons want ek dink dis belangrik want ons doen dit. En ons wil almal deel maak daaraan vir die groter doel voor oë. Dis soos Gerry sal dit nie sê nie, maar hy bid eintlik vir meer kompetisie want daar's niemand in Suid-Afrika wat doen wat hy doen nie. Maar die rede hoekom hy sê ons moet meer kompetisie skep is want dan is die volhoubaarheid van water daar, die suiwerheid van water is daar en die mense baat daarbey. Ek dink dit is hartseer en eintlik tragies dat mense hulle self blindelings net staar in die besigheid daarvan, terwyl water is regtig jou lewe. Dis jou gesondheid, jou liggaam is saamgestel van water meer as enigiets anders. Dis die bewuswording wat Cape Plumbing en Aqua Affection baie passievol is om juist die publiek daarvan bewus te maak. Want jy dink jy sit in 'n mall en jy het skoon water. Of jy is net dankbaar daar is water, maar jy vergeet, die plek waar die water moet verskaf is onder geweldige druk. Daar's 'n waterskaarsheid wat baie min mense van bewus is en ons wil dit doen. En ons doen dit. Ons is bevoorreg om al saam met ouens te kon saamwerk wat soos Kiro byvoorbeeld die groep, ons is bevoorreg om hulle te kan diens uit die loodgietersgedeelte uit op die onderhoudsgedeelte, maar julle het al inisiatiewe saam met hulle gedryf om volhoubaarheid te kan verseker, waterbesparing te kan verseker, Hyprop, Woodlands Mall vir julle wat hier in Pretoria Oos lekker gaan eet. Aqua Affection was daar want ons maak 'n impak vir die groter doel voor oë en dit is om nie net ons kinders nie, maar ons kinders se kinders te kan verseker dat hulle in waterkwaliteit genoegsaam kan hê, 1. 2, gesonde water te kan hê, want as dit nie daar is nie, is die gevolg daarvan dat jy ondersteun die mediese veld met alle respek gesê, siektes word meer, daar's soveel goed, die vertakkings uit ongesonde water is legio. En ek dink vir my as en saam met Benny as vennote van Cape Plumbing om saam met julle 'n pad te kan stap, elkeen in sy eie reg, Gerry, is dit regtig vir ons 'n groot voorreg en eintlik 'n eer dat ons 'n hoë roeping dan nou voor oë het vir mense in die publiek om vir hulle te wys, ons gee regtig om. Ons praat nie dit nie, ons gaan dit doen. Al vat dit bietjie langer, maar ons wil juis kompetisie skep, want dan bereik ons die doel. Ja, en ek wil die kompetisie gaan, ons het nie tyd om te kompeteer met mekaar nie, ja. Ek dink die waterkrisis is baie nader en groter as dit mense wil erken, want dit is mos maklik sit jou kop in die sand. So 'n beginpunt is, sê net, ek weet daar's 'n waterkrisis, wat kan ek doen om te help? Ja, en dis waar ons wil inkom. Tussen ons en julle is, weet ons is regtig daar om te help. Hierso is 'n paar goedjies wat julle self kan doen wat julle nie 'n sent gaan kos nie, dit gaan 'n groot impak maak. En soos ek net gesê het, ons het nie 'n waterkrisis, ons het 'n mens, jy weet, 'n verstaan krisis. Daar's heeltemal genoeg water. Ons sit net met 70-80% se vermorsing en se water wat verlore gaan in die stelsel. En as ons bewus raak daarvan en ons dien die saamtrend, jy weet die knock-on effek van dit is net soos en dit kos die kliënt, dit kos jou niks geld nie. Dit is 'n passie wat ons dryf. Ons wil opvoeding bring, of dit nou is om jou ou te leer om 'n drein skoon te maak. Cape Plumbing doen dit gratis, want ons glo in die langtermyn. As dit nou is om water te bespaar en mense op te voed in julle infrastruktuur, Aqua Affection, hulle doen dit. Of dit nou is om jou waterkwaliteit te toets, ons doen dit. Al daai fasette is iets wat jou nie hoef 'n arm en 'n been te kos nie. Vir my is dit altyd, daar's soveel fasette in 'n besigheid, as mense dit begin kombineer, kan jy op verskeie vlakke, kan jy water begin bespaar en geld spaar. Jy weet, dis ironies ook, as jy jou watergebruik afkry, word jou ad hoc plumbing kostes ook laag. Ja. As jy die bewustheid van mense skep, word vandalisme op krane en goedjies by skole word minder. So jou daai goeders word die byvoordele wat jy kry uit dit. Dit so daai bewusmaking het 'n ripple effek op 'n klomp goeders wat ouens dan sonder dat hulle daaraan dink, is dit soos begin jy goeie sien. Is snaaks, ek dink julle sou dit ook al sien as jy ouens so begin bewus maak.
is van die terugvoer wat ons kry by kliënte, van die eerste terugvoer is, voordat julle hier was, lek alles. Nee, ons het nie die lekke kom skep nie, ons het net die oogklappe afgehaal, ja. sodat alles wat nog altyd daar was, sien jy nou vir die eerste keer raak en jy kan dit uitsorteer. En dan ek het al vir my mense gesê, as jy daai kom, dis die grootste kompliment, en dan sê jy vir ons, okay, nou het ons 'n plek om vanaf te werk. Ja. En nou sien jy wat nog altyd daar was. Ja. Gerry, dankie vir jou tyd. Ek dink ons het baie lekker gesels. En ja, ons kan nog baie verder gesels en ek dink ons gaan nog, hou ons maar dop. As julle Aqua Affection wil kontak of Cape Plumbing, julle is welkom. Aqua Affection is op Cape Plumbing se website, ons is op hulle sin en vir ons kliënte daar buite weet ons werk saam en ons gaan 'n verskil maak. Dankie. Dankie Chris.